Nou, wanneer ons vanaand met mekaar praat oor die loon van gehoorsaamheid, elke aand het ons nou 'n aspek van gehoorsaamheid. En wanneer ons vanaand praat oor die loon van gehoorsaamheid, dan is dit wat ek en jy daaruit kry. En dit klink ons nou lekker. Ja, Choran sê ons, jy kry altyd iets terug. En die volgende ouens wat een of ander advertensie, strategie volg, wil ook vir jou iets teruggee. En die volgende ou wil vir jou wys hoeveel spaar jy. En al hierdie verkoopsgimmicks, want het gaan oor een ding, wat kry jy daaruit? En nou wil ek dit in die regte sin oordra. Die loon van gehoorsaamheid is dit wat ons daaruit kry. Dis wat ek vanaand met jou wil deel. Want die Bybel sê, wat jy saai sal jy maai. En daar word geweldig baie hieroor gepraat en verwys in die woord van die Here. Wanneer ons praat oor die loon van gehoorsaamheid, in die geval van Nehemia, is dit baie kosbaar en wonderlik, dat die Here een man opgewek het, en sy besorgdheid oor sy volk in die toestand van Jerusalem, het hom voor die Here laat ween vir dae lank, sê die skrif. En hy het op sy aangesig voor die Here gebly en tot die Here geroep. En die Here het hierdie besorgdheid in sy hart gewerk oor sy volk en Jerusalem. Wat kan hy doen? Hy is een man. Hy is nie eers daar nie. Hy is heel op 'n ander plek. Maar sy gehoorsaamheid het die Here beloon. Totaal vreemd, wat die koning vir hom verlof gee, om vanuit daai koninklike posisie Jerusalem toe te gaan en te gaan troffel swaai. Ek verduidelik dit so, dat jy net hierdie balans kry. Maar dit was die loon op sy gehoorsaamheid, dat die Here in die koning se hart gewerk het, is totaal ongehoord. Want hy weet nie wanneer breek daar weer oorlog uit van daai klomp nie. En hy sê vir hom, jy kan maar gaan. En die Here werk in sy voorsienigheid, in die materiaal, en in mense, en in alles wat saam met dit loop. Dit was die loon op Nehemia se gehoorsaamheid. As hy gehoorsaam was, en die Here het nie voorsien nie, en hy het nie verlof gekry nie, en alles wat gebeur het, het nie gebeur nie, sou dit 'n baie harde slag gewees het. Maar ek wil hê jy moet net hierdie beginsel sien, want ek gaan nou nie vanaand oor hierdie gedeelte verder uitbrei nie. Maar die loon op sy gehoorsaamheid was baie veelsidig. En het baie wyer uitgekring as net dat die Here sy gebed beantwoord het. Die loon op sy gehoorsaamheid het 'n baie wye effek gehad. Maar die Here is baie daarop ingestel om gehoorsaamheid te beloon. Dis deel van die manier hoe God werk. Hy sê immers herhaaldelik in die Ou Testament, as julle dan sal ek. En in al die gevalle het dit te doen met 'n gehoorsaamheid waarop God reageer. In Deuteronomium hoofstuk 4
is daar 21 seëninge, belonings, wat vir ons gegee word op gehoorsaamheid. Deuteronomium 28, vers 1 tot 14, is dit alles net seëninge op gehoorsaamheid. So dit is deel van God se wese om vir my en vir jou te beloon in ons gehoorsaamheid. Dit gaan nie by die Here ongesiens verby nie. En in sy grootheid werk daardie gehoorsaamheid terug na ons toe. En ek wil graag so 4 terreine vanaand met jou deel rondom dit. En hierdie seën en hierdie loon het nie te doen met materiële goed of ander dinge nie. In die meeste van die tyd het dit te doen met my eie geestelike heil en my eie geestelike groei. Daar is wel gevalle waar die materiële betrokke is, maar dis nie die fokuspunt nie. So kom ek deel met jou 'n paar van die loon van gehoorsaamheid. Die eerste wat ek by jou wil los en wil hê jy moet 'n bietjie oor gaan dink. Gehoorsaamheid, die loon daarvan is dat dit ons vasmaak aan die woord van God. Ek gaan nou verduidelik. Gehoorsaamheid, die loon daarvan is dit maak ons vas aan God se woord. Nou gaan ek verduidelik. As die Psalme sê in Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart bewaar, dat ek teen u nie sal sondig nie. En dan kan ons deur die Psalms gaan kyk en deur baie ander skrifgedeeltes wat vir ons hierdie element bring, waar die woord van God 'n vaste sekerheid word. Nou wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die Here, maak dit ons vas aan die woord van God. Met ander woorde, die woord van God word 'n anker. Ek kan nou vir jou voorbeelde daarvan gee. Hoekom verduidelik ek die woord van God is 'n anker? Hoekom is dit deel van die loon van gehoorsaamheid? Want ek wil hê jy moet in jou eie lewe gou hier aan dink. Wanneer goed om jou gebeur en met jou gebeur en die toetse vir gehoorsaamheid kom, wat is die eerste wat in jou gedagtes ronddraai? Jy gaan haal een of ander skrif en jy bedink daai skrif. Wanneer jy in beproewing is en wanneer jy gehoorsaamheid jou iets kos, is die loon van daardie gehoorsaamheid dat ons geanker word in die woord van God. Dis ons basis. Dis waarna toe ons teruggaan. Hoekom maak julle aantekeninge? Hoekom gebruik ons presentations? Hoekom stuur ek vir julle die link met al die skrifgedeeltes? Want as ek en jy gehoorsaam is aan die Here, dan maak dit ons vas aan sy woord. Wanneer ek en jy in 'n toets van gehoorsaamheid is, en jy lees die woord van die Here, is die Here so getrou, en ek wil hê met in jou eie lewe dink, jou eie storie dink,
is die Here so getrou, dat wanneer jy, terwyl jy in daai worsteling is met gehoorsaamheid, en jy lees in die woord van die Here, bring die Here jou oor iemand se pad in die woord, wat jou storie opgeteken het. Dis 'n ander naam, dis op 'n ander plek, maar jy sien jou eie hart in daai gedeelte. Dis vir my, en dit word vir jou 'n anker. Dit maak jou vas. Want die woord van God is ons handleiding. Ek kan nie gehoorsaamheid daar uitlewe en daar is die woord van God nie. Hulle loop soos twee spore langs mekaar. Wanneer ek en jy worstel met gehoorsaamheid en ons is in stryd, is dit die woord wat vir jou berusting bring. Dis die woord wat vir jou kalmte in jou gemoed bring. Maak dit nou meer sin dat dit deel is van die loon van gehoorsaamheid. Die woord van God wat vir ons standvastigheid bring. Jakobus 1 skets vir ons die prentjie. Ons het nou een van die geleenthede by die eerste paar verse gestop by vers 5. Die volgende paar verse praat oor standvastigheid in die woord, en dit maak van hom 'n dader van die woord. Die tweede uitstaande kenmerk van die loon van ons gehoorsaamheid is dit bring by jou 'n bewustheid van ons afhanklikheid van die Here. Dis ook 'n loon van gehoorsaamheid. Wanneer ek en jy gehoorsaam aan die Here is, dryf dit ons na afhanklikheid van hom. Nou is daar nie plek vir trots nie, daar is nie plek vir hoogmoed nie. Daar is nie plek om te roem. En hoe lang ek nou al op die pad is, daar was so 'n tydsglewe, dit so 'n modegier was. Dat kinders van die Here, as hulle met jou begin praat, dan moet hy nou eers sy pips uithaal. Die manne wat nou weermagdiens gedoen het, verstaan. En dan moet hy eers gou vir jou verduidelik hoe lank is hy op die pad. En waarvan het die Here hom nou alles verlos. Daai is nie reg nie. Maar wanneer ek gehoorsaam aan die Here is die fokus nie op wat ek reg gekry het nie, en hoe sterk ek staan, en hoe sterk my wil is, en alles wat ek en ek en ek en ek. Maar die ware loon van gehoorsaamheid bring hierdie diepe afhanklikheid van hom. Dis net hy wat my hier kom deurdra. Dis nie in my eie krag nie. Dis nie in my eie insig nie. Dis nie in my eie vermoëns nie. Want in hom, en deur hom, en uit hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Die volgende wat ek wil deel, in ons loon van gehoorsaamheid, is dat jy nie alleen
stry vir gehoorsaamheid nie. Dis 'n baie groot beloning dat ek en jy, behalwe afhanklikheid van die Here wat ons nou reeds na verwys het, dat ons nie alleen in die stryd is nie. En nou wil ek fokus op die woord versterk. En al hierdie goed wat ons tot nou toe genoem het, hierdie loon, kom van die Here af. Dis nie aan ons gegenereer nie. Dis nie in my verwerk nie. Dis van God af. Dis wat terugkom na my toe. Dis wat ek daar uitkry. Kom ek verduidelik. Kom ons gaan na die Here Jesus toe as voorbeeld. Om te sê ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Ons lees van die versoekings van die Here Jesus, toe die Satan hom versoek het op verskeie terreine en op veel terreine. Was dit 'n ewige stryd? Selfs in Getsemane. En so mate dat die skrif vir ons sê, dat die engele het hom versterk. Julle onthou toe hy versterking by sy disippels gesoek het, toe slaap hulle. Toe vra hy vir hulle, was julle nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Want het het nie gewerk nie. Maar die engele het hom kom versterk. So is het in my en jou geval ook, in ons stryd met gehoorsaamheid. Is die Here Jesus daar om ons te versterk, sodat ons gehoorsaam kan bly, want sy naam is ook op die spel. Want ek dra sy naam, en daarom versterk hy my, en hy kom onderskraag ons. Hebreërs 12 verwys daarna toe hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Julle moet agslaan op hom. En hy verwys na Christus en sy stryd wat hy gehad het. Jy word beloon vir jou gehoorsaamheid nog voordat dit afgehandel is. Kom hy tot jou hulp. Hy versterk ons. En dit is 'n groot beloning. Dit sou baie verarm gewees het as dit nie so was nie. Ons lees in 2 Korintiërs 12:9, Paulus was in 'n geweldige worstelstryd. En hy sê vir die Here, hy het gebid vir hierdie doring in die vlees om te wyk. En wat ook al nou sy doring in die vlees was, daai doring het al baie name, antwoord die Here hom, my genade is vir jou genoeg. Dis iets wat hy vir hom bied. Want my krag word in swakheid volbring. Wanneer ek en jy op ons swakste is, en die Here sien ons hart, dat ons gehoorsaam wil wees en ons werk daarna toe, sê hy, my krag word in swakheid volbring.
Dit beteken dat God sy krag vat en hy kom sit dit by my swakheid en hy versterk my. Dis 'n loon op gehoorsaamheid. Enige ander leerproses wag ons totdat dit afgehandel is en dan gee ons die beloning. So doen ons met kinders, so word dit gedoen met diere en al die ander voorbeelde wat ons reeds na verwys het. Maar in ons geestelike lewe weet die Here Jesus wat dit beteken om versterking nodig te hê. Blaai saam met my na Romeine 8 toe. Romeine hoofstuk 8, hierdie bekende gedeelte, vers 26 tot 28. Net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp. Ons weet nie reg wat om te bid nie. Jy ken daai gevoel as jy in daai worstelstryd is, né? Jy weet nie rigting nie. En jy weet nie presies hoe om met alles om te gaan nie. In daai stryd, ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, ons het Sondag daaroor gepraat, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Luister na die volgende woorde van vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, en dit sluit ons gehoorsaamheid in, alles ten goeie meewerk. Ons gaan nou daarna verwys. Ons word versterk deur die Heilige Gees wat ons tekortkominge kom aanvul. Ons word bevoordeel deurdat ons die loon van gehoorsaamheid benut nog voordat dit afgehandel is. Kom jy agter in alles wat ons tot nou toe gepraat het? Die Here staan aan die een kant toe en kyk nou maar eers wat vang ons aan en kom ons nou reg voordat hy nou sê mooi so nie. Hy is daar om saam met ons die oorwinning te behaal. Romeine 8 sê ons, of 12, ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons lief gehad het. Dan is daar nog 'n ander aspek waar daar ook heel wat skrifgedeeltes oor is. En dit is die ander loon, saam met hierdie versterking natuurlik, nou dis nou deel van dieselfde beloning. En dis iets wat die wêreld glad nie verstaan nie. En jy kan dit getuig, maar dit maak nie vir hulle sin nie. En dit is, in ons stryd met gehoorsaamheid, kom daar 'n punt nog voor die oorwinning finaal daar is. In hierdie versterking kom die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, en het word jou deel. Daai belewenis, sy vrede, nie die van die wêreld nie. Daai vrede wat mense nie kan gee nie, wat mense nie kan maak nie, wat geld nie kan bied nie,
wat enige ander materiële goed nie kan bied nie. Die Here Jesus sê self, my vrede gee ek vir julle. Ek gee vir jou een voorbeeld om dit te demonstreer. Julle ken die hele gedeelte van Daniël en hoe dit nou gebeur het dat hy in die leeukuil geland het. En daar sit hy die nag in die leeukuil. Gooi hom in die leeukuil, klomp hongerleeu's, maak die deksel toe. En vir een of ander rede het die koning 'n softspot vir Daniël gehad, maar hy het sy wet uitgevaardig en hy kon dit nie terugbring nie. Daniël sit in die leeukuil met die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, en die Here het hierdie leeu se bekke toegesluit. Hulle gaan toe nou almal op 'n Wailes besigheid en ons sluit nou, dis nou so, ons gaan nou nie vandag eet nie. En Daniël sit daar in die vrede van God. Daai koning maak nie 'n oog toe daai nag nie, die volgende môre toe hardloop hy soontoe. En hy roep en hy skree, Daniël, Daniël, was jou God in staat? En hy wil net Daniël se stem hoor. En hulle almal weet wat gebeur as hulle iemand in hy leeukuil gooi. En Daniël bring die eer aan die Here. En julle weet wat het gebeur toe die ander ouens ingegooi word. Die vrede van God, waar die stryd nog nie verby is nie, maar die Here ons gewilligheid sien, ons desperaatheid sien, ons vasberadenheid om getrou aan hom te bly, en die Here kom gee vir ons sy vrede, amper sê ek nou geestelike adrenalien, maar hy kom pomp dit in ons in. Die laaste wat ek wil deel, die loon op gehoorsaamheid aan die Here is altyd groter as die prys wat ons betaal het. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde noem, jy kan 'n bietjie daaroor gaan dink by die huis. Die loon van gehoorsaamheid is groter as die prys wat ek en jy daarvoor betaal het. Ons het nou gisterand gepraat oor die prys mos. Noag bou 120 jaar aan die ark. Vir 120 jaar preek hy die oordeele van God en hy bou die ark. En hy verdra al die spot en alles wat saam met dit gaan. En die Bybel sê, daar is maar 8 siele gered met die ark. Dis al wat Noag gepreek het vir 120 jaar. Maar die Bybel noem hom die prediker van geregtigheid. En die Bybel verwys na sy getrouheid. Daar is baie ander wat baie meer bereik het in hulle prediking. So gaan ons na Stefanus toe. Met sy steniging het Paulus bygestaan. Hy het toestemming gegee dat hulle hom stenig. En hy word gestenig. Die prys van sy gehoorsaamheid het wêreldwyd uitgekring. Want 2 hoofstukke later, die einste Saulus wat goedkeuring gegee het
om steenig en hy het vir hulle gesê, kom sit julle klere hier by my neer, kom tot bekering. Die loon op Stefanus se gehoorsaamheid. So soms sien ons nie altyd die loon nie. Soms sien ons dit glad nie in ons lewe nie. Die vrug daarvan kom eers later. Maar die loon op ons gehoorsaamheid aan die Here is altyd groter as die prys wat ons daarvoor betaal. 'n volgende voorbeeld wat ek wil deel is Job, en terwille van die tyd gaan ek nou net die skrifgedeeltes aanhaal, ons gaan dit nou nie lees nie. Ons weet dat die sielevyand by die Here gekom het en vir die Here gevra het oor Job. En Job was gehoorsaam aan die Here, hy was opreg, hy was vroom. Die Here het van Job getuig, daar's niemand soos hy nie. En die Satan sê vir die Here, hy is net so vroom en gehoorsaam en opreg in ruil vir u guns. En dis hoekom die Here vir hom gesê, daar sê jy mag nie jou hand in sy lewe slaan nie. Want as Job nou dood is daar mos nou nie meer iets oor nie. Dan sal ons nou nie meer 'n wetenskap nie. En ons ken die hele gedeelte oor Job. En dan kom ons by Job 42 vers 7 tot vers 10. Waar die Here Job se lot verander het. En al die aanslae vir sy gehoorsaamheid tot sy vrou. En daar was baie op die toneel wat met Job gepraat het. Tot sy vrou kom by hom. En sy sê vir hom, man, vloek God en sterf en kry klaar. En deur gaan staan daar by dit alles en Job met sy mond nie gesondig nie. En die Bybel sê die einde van Job was baie meer geseënd as sy begin. Nou, ek weet nou nie altyd so lekker van hierdie enetjie nie, maar die Bybel sê toe nou, hy het die mooiste dogters gehad in die ooste. Maar daai bring ons nou sy eie nuwe moeilikheid. Maar die Here het hom daarmee geseën. En die Here het alles wat hy verloor het op 'n ander manier teruggegee. En Job was baie meer geseënd. Ek is terug daar by Daniël en sy 3 vriende. In Daniël hoofstuk 3 vers 26 tot 29 word hulle in die vuuroond gegooi. Sadrag, Mesach en Abednego. Julle weet hoe roep die kinders hulle, né? Salsak, meelsak en appeltjie een oog. En daai 3 vriende is in die vuuroond. Hulle betaal die prys vir hulle gehoorsaamheid. En daai prys wat hulle betaal, sê die Bybel, die vuur het hulle 0 gemaak. Daar was nie eers 'n reukie, sê die Bybel, aan hulle klere nie. En hulle gehoorsaamheid aan die Here, waar ander met die dood betaal het vir hulle gehoorsaamheid. In hierdie geval, in hulle gehoorsaamheid vir die Here, kon die oond se vuur maar nog warmer gemaak word. Die koning het dit in elk geval laat doen. Hulle kon het weer 'n keer gedoen het en weer 'n keer gedoen het. En die Here se loon op hulle gehoorsaamheid, fireproof. En jy weet wat sê die Bybel oor die wat die vuur gestook het en die wat daar buite gestaan het. Die beloning van gehoorsaamheid is groter as die prys wat ons daarvoor betaal. Josua en Caleb is nog voorbeelde daarvan. Hulle
julle was die twee van die klomp verspieders wat positief was oor die land en gehoorsaam is, kom ons gaan in. Die res wou nie, die res het die volk teen hulle opgestook. En ek wil nou nie, ek kan nooit onnodig oor die woord praat nie, maar ek wil nou nie te veel hieroor uitbrei nie. Die lang en die kort. Josua en Caleb is die enigstes wat die beloofde land ingegaan het. Die loon op hulle gehoorsaamheid was groter as die prys wat hulle betaal het. Om daar rond te hang in die woestyn en te wag, laat hierdie generasie uitsterf, sodat God met die volgende generasie kon ingaan. Die laaste wat ek met jou wil deel, die loon van ons gehoorsaamheid is altyd groter as die prys wat ons daarvoor betaal. Ek herhaal dit nou en ek herhaal dit, want ek wil hê jy moet dit vat. Ek vertel gou vir jou hierdie deel van Abraham. Jy kan dalk saam met so lank blaai na Hebreërs 11 toe. Ek gaan dit sommer vir jou lees. Hebreërs die 11de hoofstuk. Dan gaan ek dit daar vir jou lees, maar dat ek nou net eers die ding verduidelik. Dis nou die gedeelte waar die Here vir Abraham gesê het om vir Isak te gaan offer. En so het hulle die goedjies bymekaar gemaak en so het hulle gestap. En so het hy op 'n stadium vir sy manne wat saamgeloop het gesê, wag julle hier, ons gaan verder. Nou, hoe nou? Abraham het dan so lank gewag vir Isak. En nou wil ek net gou 'n bietjie wiskunde doen. As jy deur die skrif beweeg en veral daar in Genesis nou gaan kyk na die tydsaspekte, het Abraham en Sarah 25 jaar gewag op die belofte van Isak. 25 jaar toe is Isak gebore. Hoe oud dink julle was Isak toe hy geoffer is? Die meeste mense dink as hy was seker maar 7 of 8 of 9 of 10. Hy was 'n uiterlike sterk jong man van 23. En daai wiskunde gaan jy ook daar kry. En hier gaan Abraham met Isak en hy gaan hom offer. Die loon van Abraham se gehoorsaamheid was sy geloof. En dit het ons verskeie kere in Abraham se lewe gesien. Hy het in die geloof weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. En hier kry ons nou hierdie gedeelte. Ek lees gou vir jou Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het van sy eniggebore seun. En hy het 25 jaar daarvoor gewag. Aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word. Net eers daar stop. Uit hierdie vertrekpunt kan hy in sy menslikheid nou dink, nou wat mekeer die Here nou? Ek het 25 jaar vir hierdie kind gewag, hy is nou 23 jaar oud. Dis nou tyd dat hierdie beloftes in vervulling moet gaan, dis nie 'n verre nie, maar die man nou trou en dan moet die nasate kom en hier moet 'n volk uit hom uitgebore word. Hoe kan die Here nou vir my sê, cancel alles? Offer Isak. Hy is op die proef gestel, maar kom ons lees verder in vers 18. Hy het gereken, dis Abraham, dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy ook om so te spreek terug ontvang. Abraham is beloon in sy gehoorsaamheid aan die Here. Dat die Here geloof in sy hart gewerk het en hy het vasgeglo. Daar is die beloftes van God.
Nou sê die Here, ek moet hom offer, en in Abraham se hart glo hy vas, die Here gaan hom uit die dood uit opwek. Dit het nog nie gebeur in daai leeftyd nie. Kan jy sien die geloof waarmee Abraham beloon is? Hy het nie verwag daar gaan 'n offerdier in die bos staan nie. Hy het nie 'n plan B in sy mind gehad nie. Hy het gewag vir 'n opwekking uit die dood. Want is die seun van die belofte. Hy het nie met Isak gestap met die prentjie wat ek en jy in ons kop het. Hy moet sy kind nou gaan vermoor en omdraai en wegstap nie. Kan jy dink wat het alles deur Abraham se gemoed gedraai terwyl hy Isak later alleen gestap het? En hy vra op 'n stadium vir hom, pa, alles is nou hier, die hout is hier, alles is reg. Maar as die offerdier, die Here sal voorsien. Die Here beloon gehoorsaamheid op sy eie manier. Maar telke male, wanneer ek en jy terugkyk in ons lewe, dan was die beloning op gehoorsaamheid groter as die prys wat ons betaal het. Dink terug aan keuses wat jy gemaak het en besluite wat jy geneem het en versoekings wat jy oorwin het en goed waaroor jy vandag terugkyk, selfs jare later, en jy besef die loon op die gehoorsaamheid wat ek daar gehad het, was toe groter as die prys wat ek betaal het vir daai gehoorsaamheid. Want God is die bewerker van loon. God is die een wat dit in plek sit. Mag die Here ons daarin help, dat ons getrou aan die Here sal bly. Dis die Here se keuse hoe hy daai loon gaan uitwerk. Dis die Here se keuse op watter manier hy hierdie gehoorsaamheid gaan beloon. En hy gebruik net die beste maniere, want in daai manier van beloning bevorder hy nog sy saak. En ek en jy is deel daarvan. Deel van God se plan. Mag die Here ons help, môre aand, ons laaste geleentheid rondom gehoorsaamheid. Kom ons gaan saam voor die Here buig en dan bid ons saam.